Hoi vriende, baie welkom by nog 'n program van my en my vroutjie se steepie, soos wat Prof Aubrey dit noem. Goeie saam. Vriende, ek glo vertrou met julle elke gaan dit geseënd. Ja, hoe geseënd is ons nie om weer op so 'n manier iets uit Vader se woorde te kan hoor en saam te kan leer nie. Ja, na so 'n woeste week dink ek wanneer mense almal meeste van dit sou seker maar weer terug by die werk en hoe lekker is dit nie om net terug te sit en te luister na wat die gees van die Here vir ons wil sê nie. Vriende, baie welkom. Hallo julle, welkom. Dis Aldien as hulle nie geweet het nie. O ja, dis Aldien. En jy is Chris, né? Ja, as jy nie geweet het nie, ja. Ek het geweet. Ja, is dit goed. Weet jy iets anders het nie geweet nie. Ek dink nou oor die 50 episode behoort hulle ons al te ken. Ja, nee, net jammer ons ken hulle nie. Ja, ek wens hulle wil ons skakel op WhatsApp of ietsie. Iets met ons deel, maar Gee jou WhatsApp nommer. my WhatsApp nommer. Ja. Hoe kan ek nie my telefoonnommer gee nie? Ag, okay, gee jou telefoonnommer. Dis 083. Hoe skryf jy dit neer? Okay? 083 Ja? 083 083 8. Nee. Dis nie die regte nommer nie. Gee die regte nommer. Dit is regtig 083 Ja? 232 2442. Okay, en my nommer is 082 92 9458. Het jy gekyk of jou nommer werk? Kry jy Nee, boodskappe? ek het lanklaas boodskappe gekry. In fact, ek het nog nooit van iemand wat na die program van Groei Saam met Pastoor Chris en Aldien enige boodskap gekry nie. Ja, ek ook nie. So ek wonder of ons WhatsApps werk. Dalk moet ons 'n bietjie toets. Miskien is dit geblok vir mense wat vir ons wil stuur op die program. O, genade, ons sal daarna moet kyk. Ja. Nee, maar asai, vriende, baie welkom. En ja, kom ons groei saam, maar voor ons begin groei, kom ons begin op die regte manier. Kom ons sluit die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahwe Here ons God, Vader, baie dankie. Dat ons na so 'n werksweek weer net kan stil word in u teenwoordigheid. Vader, laat ons kan kom hoor wat die Heilige Gees vir ons wil sê. Here, help ons regtig om die wêreld stil te maak. Dat ons sal luister, Here, wanneer wat u praat, wat u sê en wat u wil hê ons moet hoor en leer. Vader, maak ons gees oop en ontvanklik vir u woord. Here, en ons loof en ons prys en ons dankie dat u op hierdie platform ook met ons kan deel. Dankie my God in Jesus naam. Amen. Amen. Alre vriende. So, kom ons groei. Dit is die eerste week terug by die werk na Desember vakansie. Die parkeerterrein is stiller as gewoonlik. Mense loop rond met koffie, wat meer noodsaaklik as lus is, en almal praat oor hoe kort die vakansie was. Aldien sit haar lesenaar en kyk na haar skerm, asof dit haar iets persoonlik aangedoen het. Chris stap in met 'n leer onder die arm. Hallo Chris. Chris. Gaan jy nie praat nie? Wil jy nie met my praat nie? O, hi, sorry man. Ek het nog hierdie oor ding in my oor. Ek was besig met 'n call. Sorry Aldien. Hallo, môre. Yes. Jy weet ons is nou weer terug. Back to normal. En ja, sorry man, ek het jou nie eens gesien nie. Jy het lekker vir diepe gedagte was. Ja, nee, ek het 'n gesprekkie gehad. Baie aangename gesprekkie in elk geval, maar nou ja. Yes, ja, hoe gaan dit? Môre, hoe is jou naweek? My naweek met vakansie. Jou vakansie, jou naweek, jou alles. Hoe was dit? Was lekker. Man, ek is terug, maar ek voel nie. Ek voel soos iets wat te lank in Desember se son gelê het. Ja, nee, dan moet jy maar 'n bietjie na lekker koue waterbad gaan lê. Okay, Aldien, ek sien jou later by teetyd, hoor. Maar Chris, ek wil nou met jou gepraat het. Nee, maar jy weet ons kan nie nou gesels nie, Aldien. Dis- Ons het gewerk. Ek sal jou ons etenstyd sien. Ons het baie om te doen. Ek is jammer, ek vra om verskoning, maar ek het ons nou nie werk toe gekom om die werk se tyd te steel nie. Ons O. kan ons etenstyd kan Ja. ons praat. Ek weet jy, ons moet eintlik op die tafel lê en vir hulle vra dat ons etenstye skuif soos wat ons wil en dan dit ons vat wanneer en hoe laat ons wil. Dan weet ons mos as jy nou wil gesels, ek ons nou gesels het. Maar ons kan nou ongelukkig gesels nie. Dis werkstyd, Aldientjie.
Hi Chris, okay, ek sal wag tot lunchtyd. Okay, sien jy by die boomlandstyd? Ja, sien jy by die boom. Alright, rules. Bye. Chris, ek het vir jou koffie gebring. Aldien, in hierdie warm hitte koffie drink, regtig? Dit koel jou af. Nee, Aldien, ek weet nie wat jy raai leen vertel nie, want raggies waar. Koffie koel jou nie af. Jy Wat? wil vir my sê ek moet water in die winter drink. Koue ijskas water. Dan maak my warm. Dis nie dieselfde nie. Nou, hoe kan die warm goed en dan koud maak? Dit laat dit En koue goed jou warm maak? Hoe? Koue goed maak jy nie warm nie. Nou, warm goed maak ons warm. Ja, maar dit koel jou af ook. Ag, genade Aldien, weet jy kan regtig met die kindertjies gaan praat. Laat so hulle jou ek toe. Wel, Chris, jy Wel, weet. Aldien, hoe was jou vakansie? Jy kan eers net gesels. Jy wil altyd net wegspring en in 'n muur in vashardloop en dan moet ander mense jou weer kom optel. Hoe was jou vakansie? Kort. Ag ja, nee, almal kla altyd is te kort. Ek sou nie omgegee het vir nog 'n week se vakansie nie. Het jy nog geld gehad vir nog 'n week se vakansie? Nee. Maar jy sien, so jy sou skuld aangegaan het om nog langer op vakansie te wees. Ja, maar dit sou lekker gewees het. Ja, nee, daar sê jy gaan dit lekker wees om dit terug te betaal. Nee. Dan gaan jy die hele jaar weer terugbetaal aan iets wat jy onnodig jy lankal vergeet het. Ja, nee. Jy sien. Ja, nee, maar ek het gehoor jy het lekker rondgeloop, maar ons het mos al laat gepraat. Ja. Ja, nee, dis goed, dis goed. Jy sal die naam. Jy het vanoggend te vlugtig vir my kom skrik maak van jy voel soos die son wat ergens gelê het in Desember. Ek voel asof ek iewers in die son gelê het in Desember. Maar het jy nie eendag 'n vakansie? Ek het vakansie gehou. Het jy nie son gelê? Ja, Nee, wat laai? maar nie so te lank soos wat ek voel nie. Maar hoekom nie? Hoekom het jy dan in die son gelê as jy nou klaar dat jy in die son gelê het, ou dingetjie? Ek glo nie dat ek in die son gelê Jy het. sien nou net jy voel of jy te lank in die son gelê Ja, het. ek voel moeg na die Desember vakansie. Nou wie se skuld is dit? Ek kan jou nie help met dit nie. Maar die dae was net te kort. Aldien, ek kan jou nie help met dit nie. Dan moet jy vroeër opgestaan en was jy dag langer. Vroeër gaan slaap en dan was jy dag ook langer. Kon jy vroeër opgestaan het, was jy dag langer. Dis Dit is dieselfde. goeie raad, né? Selfde hoeveelheid ure. Ja, maar jy is meeste van die ure dan wakker, dan voel jy dag nog so langer. Ja. Maar dan Ja. sou ek moer gewees het. Goed, Collie. Kan slaap vroeër. Maar ja. Ja, oké, goeie gesprek. Dis wat jy wel geweet het. Nee, natuurlik nie. Chris, Aldien, jy weet dis 'n nuwe jaar. nooit. Regtig. Yes, wie sê dit nou kon raai, hè? Vra My dit. genade, maar jy slim. Almal praat van nuwe beginne, maar eerlikwaar, soos ek gesê het, ek voel net moeg. Ek het gedink die vakansie gaan my reset, maar ek voel nie so nie. Hoe kan alles nuut wees as ek nog dieselfde voel? Is dit normaal om so te voel in die begin van 'n nuwe seisoen of is daar iets wat met my geloof dat ek so voel? Jong, Aldientjie, dis heeltemal seker maar normaal om so te voel, hè? Jy weet mos nou, nie maak en begin nie altyd net met 'n gevoel nie. Maar met die waarheid. Die Bybel sê mos nie as jy nie voel dan is jy nie. Dit sê mos in 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. So jy sien, Eldientjie, God werk eerstens in jou wese, nie in jou emosies nie. Gevoelens volg later. Vakansie rus wel jou liggaam, ja, maar God vernuwe jou gees. So my liggaam het gerus, maar ek moet eintlik God vertrou om my gees te vernuwe. Dis die enigste plek waar 'n mens jou vertroue kan stel, ja. En dan gaan ek voel soos 'n nuwe mens. As ek so daarna kyk. Eldien, weet jy, gewoonlik as jy jou hart vir die Here Jesus gee, en jy neem hom aan as jou saligmaker en jou verlosser, en jy begin lofprysings te sing, en jy glimlag en jy huil, jy trane van blydskap, dan voel jy mos nie. Jy voel mos beter. Dan is dit mos nou dadelik. Dit is nou daar. Dadelik. So dit kan dadelik werk. Dit hang net ook van jou af as jy lus om dit te doen. Okay.
Chris, mense sê altyd 'n nuwe jaar bring nuwe hoop. Maar kan jy glo ek bring nog ou vrese saam. Ek het gedink ek los Desember agter, met ander woorde die verlede. Maar hoekom kom ou dinge saam die nuwe jaar in? Beteken dit ek het nie dit regtig losgelaat nie? Nou doen jy sien nee, ou vrese verdwyn ons nie soos die kalender aanbeweeg nie. Nuutmaking is nie net 'n datum gebonde nie. Dis God se gebonde. Jesaja 43 vers 18 sê dit. Dink nie aan die vorige dinge nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. So jy sien, God nooi jou om aktief alles te los wat agter jou is. Vergeet van die dinge. Jy moet te pas gee om dit te kan probeer vergeet. Sodra daai herinnering weer van die ou sondelas, die ou probleem, die ou ding wat jy verkeerd gedoen wat jy self nie oor kan vergewe nie. En jy weet tog, het God jou al vergewe. Sodra jy nou weer daai ding wil gaan optel. Dit is nou wat ek vir jou gesê het, as die Here jou vergewe, gooi jy dit in die diepste see, en hy sit ook 'n bordjie daarop wat hy sê nou fishing. So elke keer wanneer jy dit nou weer wil gaan haal, dan gaan koop jy die duurste duikpak en die suurstofbottels en al die goeders om daar af te wil duik, om dit te gaan haal. Maar God het gesê, don't do that. Want daar luister jy nou weer vir die vyand. Want hy wil hê jy moet nou weer geld en tyd gaan spandeer, want dan moet jy eers gaan vir duiklesse. Maar hoe gaan jy weet om daar uit te kom? Jy weet jy diep is die see. Hoe weet jy dat duikpak gaan so laag kan vat? Of waterdruk gaan te erg wees. Jy sal nie so diep kan duik nie. Maar tog wil jy probeer. Kyk hoeveel tyd jy er gaan spandeer om daai ou probleempie weer te gaan haal. Want jy wil hom ons hê. Ek gaan hom kry. Maar God hom geberg het. Gelos het. So jy moet heeltemal in jou geloof alles moet herstel. Jy kan dit herstel. Die Here wat vir jou 'n nuwe lewe gee. 'n Nuwe hart. Hy sit sy gees in jou. Jy moet dit net glo, Eldientjie. Jy sien, dan werk jy mos saam met die Heilige Gees. Aan jou geloof, jou gehoorsaamheid aan hom. Ja, weet jy, baie mense maak ons ook nuwejaarsvoorneme. Hoeveel van daai mense hou by daai nuwejaarsvoorneme 2 weke in die nuwe jaar in? Nie veel nie, nee? Ja. Nie veel nie. Maar jy sien, God gee jou elke dag genoeg genade vir die dag. Jy sien, die nuwe jaar gee vir jou wel geleenthede, maar God gee vernuwing. Elke dag. Elke dag? Elke dag kan hy jou nuut maak. Hoe bedoel jy? Ons is nog sondaars, ons is nog in ons sondige natuur, sondige liggame. Ons het nog ons verheerlikte liggame gekry nie. Ons is nog sondaars. Die Here kan jy elke dag nuut maak. Kan jy elke dag herstel. Kan jy elke dag optel. Maar jy moet dit glo. Jy moet die Heilige Gees vra om jou te lei. En onthou net, dit gee jou nou nie vrye teels om elke dag te gaan aanjaag. Om sonde jou maatjie te maak. Deur die dag is sonde jou maatjie, in die nag, of in die nag is sonde jou maatjie, en deur die dag wil jy niks met hom uitwaai. Werk nie so. Nou wat dan? Jy kan nie die sonde se maatjie in die aand wees en Jesus se maatjie in die dag wees. One must pick one of those two. Word ek geklassifiseer as 'n lou-warm Christen as ek dit doen? Ja. Jy's half. Jy staan met een voet in die Bybel en die ander voet in die wêreld. En ek het Waar wil jy wees? Ek het gehoor van God spieg mense uit wat lou-warm is. Ja. Of jy moet ijskoud of vuurwarm. Dit is vir hom aanneemlik. Ja. Maar as jy lou-warm is, gaan hy vir jou uitspoeg. So, jy moet kies. Wie wil jy volg? Wat sou sê ek ons gesê van die 2 wolwe? Die swarte en die witte. Die witte is die een van lewe en liefde en al daai dinge. Die swarte, dit is net presies wat die woord sê, swart is nag, aanjaag,
nag aanjag. Al die verkeerde goede. Yes. So wat jy gaan jy voed? Jy wat jy die meeste voed, hy gaan ons groei. Ja, Hy gaan vinniger groei sy nie. Ons sê, okay. Chris, okay. nee, ek is nog nie klaar nie. Toch ek amper kan gou koeldrankie gaan kry. Is die koffie nie lekker nie? Ek sê dan vir is te warm vir koffie, Elkie. Maar ek het dit spesiaal gemaak. Okay, ek sal dit nou drink, laat dit net afkoel. Chris, jy praat so mooi, nee. Mooi. Ja, so. Ek sê dan vir die koffie is warm. Waar is dit nou Nee mooi? man, ek praat van dit hier. Ek praat van jou verduidelikings en alles. En ek het vandag actually op die radio gehoor van Chaplaincy SA. En toe, Wie is hulle? weet jy nie wie hulle is nie? Nee, wie is hulle? Sê dit maar. Hulle is 'n organisasie wat mense het wat vrywilligers is en al sulke dinge. Hulle doen vrywillige werk en hulle Ek kan ek eers gou ietsie vra, waar het jy van hulle gehoor en hoe het jy aan hulle gekom? Want daar kan ek jy nog stilweg verras. Okay, wel, ek het Joy Gospel Radio geluister vanoggend, vanmiddag, 2:30, vanmiddag, gistermiddag, 2:30, en toe praat professor Aubrey met dokter, nou kan ek nie sy naam onthou nie, ek net gou dink wat was sy naam gewees, hy het so mooi gepraat, wag. Dit was Dr. Johan Rademeier. Hy was van Chaplaincy SA. En hulle het nou 'n program op die radio. Elke donderdag 3:30 en elke maandag in die aand 6:30 word dit herhaal. Maar in elk geval, hulle het gepraat oor die 28 kategorieë waarin die Chaplaincy mense kan betrokke mense wat in Chaplaincy SA wil aansluit as 'n vrywilliger of as 'n volwaardige lid wat hulle kan deelneem en wat hulle kan goed doen en alles. En toe stuur ek 'n vraag in na die radio toe, want toe vra ek, wat kan ek doen om betrokke te raak as ek nie weet waar ek gaan inpas nie en wat ek kan doen nie, want ek is maar net 'n normale mens en ek weet nie regtig enige iets van alles af nie. En toe sê hulle daarso dat hulle gee opleiding en hulle help jou en as jy vrywilliger is dan kry jy 'n golfhempie en 'n wapen wat jy kan dra en dan kan jy dit dra en dan begelei jy die volwaardige chaplaincy mense na 'n moordtoneel of 'n hospitaal of na die tronke toe of net waar domestic violence is of sulke tipe goed of enige iets, daar's tot pet rescue. Ek was so verbaas gewees om te gehoor dat daar 28 verskillende kategorieë is waarin hulle mense help. En toe dink ek wil graag betrokke raak by Chaplaincy SA as 'n vrywilliger, want ek weet nog glad nie wat ek gaan doen daar by hulle nie. Maar ek wil graag betrokke raak as 'n vrywilliger en dan wil ek kyk wat ek kan doen vir die gemeenskap en vir al sulke dinge. Want dit het baie interessant gekyk en soos die Dr. Johan Rademeier gesê het, is dat 'n mens het elkeen 'n talent. Maar hulle gee vir jou toetsie om te doen of 'n vraelys en dan kan jy sien waar pas jy die beste in. So ek wil graag betrokke raak by Chaplaincy SA. Ag gou jou dingetjie, dan praat jy mos met die regte persoon. Wat bedoel jy? Ek is die commander. Die commander? Port Elizabeth. Die wat? Die commander? Ja, jou dingetjie, die tak commander. Die tak commander? Ja, ons gaan 'n tak oopmaak hier in Port Elizabeth. En jy is die tak commander, wat beteken dit? Ek is die chief in charge. Die chief in charge? Ja, as jy aansoek wil doen vir dit, gaan jy na my toe kom. Okay. Ek gaan jou help doen dit. So ja, ons gaan kyk om hier by Maart amptelik 'n openingsseremonie of so ietsie te hou. Wow. Maar jy het nie te wag, jy het nie nodig om te wag tot daai tyd nie, hoor. Jy kon dit al vroeër doen. Okay.
Maar ja, kom gesels gerus met my. Maar dit is weer 'n onderwerp vir anders nog, hè. Ja, maar ek was net dit was net Ja, jy het my interessant. lekker verduidelik, nee. En met sit ek met al daai info alreeds. En jy sê niks. Nee, wat? Het jy gekyk of ek regtig geluister het na die radio? Ek wil kyk of jy akkuraat is, ja. En was ek? Op die kop. Op die kop. Ja, ek wil graag betrokke raak. Ek dink daai golfhempies van hulle gaan baie mooi lyk. Maar dis nie hoekom ek wil deelneem. Golfhempies. Ja, hulle sê as jy 'n vrywilliger is, dan trek jy 'n golfhempie aan. Ja, ek het en jy ook, kry ek het 'n wit en 'n bloue. O, jy kry 'n wapen en jy kry 'n Maar naambadge. die uniform is mooier. Maar wat moet ek doen om 'n uniform te word? Lid. Jy kan nie uniform word Ag, nie, jy kan 'n uniform- uniform dra. Ja. Ek bedoel, wat kan ek doen? So jy dan word jy betalende lid. Maar obviously moet jy eers 'n bietjie opgelei word deur Ja hulle. nee, kyk hulle gee opleiding al daai goeders, maar soos ek sê, ons kan later daaroor gesels. Dis ook 'n hele perd op sy eie. O, okay. Okay, maar ja, laat ek aangaan met my vrae want lunch, jy weet, is Want jy weet, bitterkort. ek weet nou nie met van oor wat wil jy praat nie. Nee, ek wil nie oor die chaplain se essay gepraat het hier. Ek het dit Maar jy kan eintlik hulle op die webwerf ook gaan opsoek hoor. En hulle het 'n Facebook kanaal. O, okay. Okay. Chris, ek het jou preek op YouTube geluister. Ek weet nie hoekom hy so lank gevat het om op te laai nie. Aldien is omdat ons 'n trek het en ons sukkel bietjie met ons internet. O ja, ek het nog nie jou adres neergeskryf nie. Dis verskriklik. Dis verskriklik hoekom nie? Ja, Dis net hoekom jy in die kerk toe gekom het, want jy weet nie waar dit is nie. ja. Maar gaan vir WhatsApp, Okay. want ek weet nog nie hoe my naam uit te spreek nie, maar moenie vir my vrou sê. Okay. O, hierso is dit. Nommer 16 Sluiskinlaan, Fernglen. Sê. 16 Sluiskinlaan. Eers ek het nie 'n klou wat dit is nie. Dis So met- maklik as daar naby Stellalond. Okay. 16 Sluiskinlaan, Fernglen. Okay. En is jou dienste nog steeds Sondag 9uur? Korrek. Het jy dan 'n kerk daar? Ons het mos maar 'n plekkie wat ons ingerig het as 'n kerk. Okay. Maar okay. So gepraat van jou diens. Ja, actually was ek nou stupid vraag om te vra wie jy kerk het want ek het dan jou preek geluister. Maar in elk geval, jy het iets Stupid gesê. vraag, nie? Ek kom ons die ding nou in die badkamer ook gedoen het. Maar jy gelyk na badkamerie. Oog natuurlik gekyk. Dit was nou stupid gesê. Chris, Sondag het jy iets gesê oor renovasie wat by my bygebly het. Kan jy dit net weer vir my verduidelik? Ek voel soos iets wat nie stikkend is nie, maar wat ook nie reg werk nie. Aldien, ja, as ek onthou, het ek mos die straaltjie vertel van die man met die ou selfoon. Ja. Die ding wat ons nou net nie meer klop, dis al boom gewerk het nie. Hy het die hele tyd gebuffer en naderhand wil hy nie meer apps oopmaak nie. Dinge stadig. En dan ja, soos wat 'n mens ons maar doen is dan reboot jy hom ons maar. Dan gaan dit alright vir so 'n uur of 2 en dan is dit maar weer back to square one. O, ek was al baie daar met my foon. Ja, jy weet die sommer nou die ou foon in die asbak gooi. Maar sy vroutjie sê van moenie dit. Vat die ding in dat hulle hom na hom kyk. Hy vat hom toe in. Moedeloos staan die man daar op in ons toe want hy het nou nie regtig geld vir 'n nuwe kontrak en al daai dinge nie. En hy vra vir die mannetjie, kan hy hom help? Hy sê ja natuurlik, as ek gou kyk. Bom, sê daar, hy's meneer kom haal hom oor 2 ure, ek maak gou weer reg. No probleem. 2 ure verby, kom iemand terug. So, splinter net. Van my nuwe foon gegee. Die ou se oor rek. So, nee hè. Sy foon, sy ou foon splinter net gemaak. Wat? Ja, wat hy gedoen het is hy het al die binnegoed gedelete en hy al die sagte ware oorgelaai en al daai dinge. En ja, kom splinter net met die nuwe sagte ware. So hy het sy binneste herstel. O, En daar slaan dit my soos 'n baksteen. God kyk na jou ou verlepte buitekant. die koolblare. Ja, hy kyk nie daarna nie. Kyk na jou hart. Hy maak jou hart niet. Hy sê in sy woord, hy sal vir ons 'n nuwe hart gee. In Esegiel 36 vers 26. Hy kan jou hart verniet.
Hy gooi jou nie weg nie. Hy maak jou nie. Hy verander jou. Hy tel jou op en herstel jou in jou ere. So, hy lap jou nie net op nie, hy herontwerp jou basies, hy vernuwe jou heeltemal. Ja, hy vernuwe jou denke en hy sit sy gees in jou. Okay. So, God verander nie net wat jy doen nie, hy verander wie jy is, want hy maak jou nou heel. Hy maak jou niet. Hy maak jou soos jou wat hy jou bestem het om te wees. 'n ander mens, 'n regte mens, soos wat Wat omgee en al daai en dan kom woon die Heilige Gees mos en jy weet mos wat bring die Heilige Gees saam met jou. Wat? Hom. wat Die vrug van die Gees. o ja, die vrugte. Vrug. Nie vrugte nie. Nee, Eldientjie. Vrug. Hoekom nou weer? Want dis een vrug. Hy bring alles. Tot 7. 7. Jy kan mos nie lief. Nee, 9 jy kan nie. hoe gaan jy omgee sonder om lief te hê? Was daar nie 9 vrugte in die Gees nie? Waar het ek dit opsoek? Waar kry mens die sien, vrug van die Gees? In die Bybel. Dalk sê jy dit as prins dat ek met jou moet Weet jy, dis hoekom ek altyd vir die mense sê, nee, dis so belangrik om jou Bybel te lees en jou Bybel te ken. Veral as mense met jou praat oor die Bybel en goeders, dat jy mos nou weet of praat hulle die waarheid of is hulle besig om vir jou rad voor die oor te draai. Net sowel kon ek vir jou gesê, daar was die 3. Liefde, vrede en vreugde. liefde, vrede, vreugde. Nee man, dit klink nie reg nie. Wag. Ek sê dan so. Ek gaan nou kyk. Want nou het jy my heeltemal de mekaar. Is net doen is skieurig. Hoeveel vrugte? Vrug. Okay. Dis vrug. Want die Heilige Gees kom net een keer met liefde en dan gaan hy weer, dan gaan hulle iets anders en dan kom hy met vreugde en dan kom hy met selfbeheersing en dan gaan hy ensovoorts, hè? Okay, kom ons kyk. Ek het dit hierso Galasiërs 5 vers 22 en 23 sê. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Dis 9. Ek was reg. Selfbeheersing. Het jy dit as prins gedoen? Baie geluk, Eldientjie. Nou sal jy dit nie vergeet nie, nee. Nee. Want dan het jy dit vir jouself ook gelees. Liefde, vrede, geduld. Ja. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Alles baie moeilike goed om te volhard mee. Weet jy wat? Dit is vir 'n mens moeilik. Maar dit is vir God se Gees moeilik. So ek kan dit doen. As hy in jou kom woon, dan sprei dit so uit jou uit. En dan kom dit leef jy outomaties. dit. Ja, jy leef dit. Want jy glo in hom wat in jou is sterker as die een in die wêreld. O, okay. So goed, jy sê God verander nie wat jy doen nie, maar hy maak jou heeltemal nie, hy verander wie jy is. So dan beteken nuutmaking nie net beter gewoontes nie, want ek probeer elke jaar nuwe roetines, maar dit hou nie lank nie. Ja, maar dis soos wat ek net vir jou gesê het. Dis hoeveel mense maak 'n nuwejaarsvoorneme. Dit hou 'n week, 2 weke, soms 3 dae. Want jy as mens maak 'n besluit. En ons almal weet ons as mens alleen staan alleen. Jy val alleen. Niemand help jou op nie. Jy ploeter voort. Dan staan jy weer op, dan val jy weer. Dan ploeter jy maar weer voort. Niemand help jou op nie. Maar as ons as mens en Jesus is in ons. Ja, jy gaan daar kom, tye kom dat jy val. Maar jy val nie alleen nie, want hy help jou weer op. Jy het nie nodig om alleen aan te ploeter nie. Hy's daar, hy help jou. Dit kos net vir jou om na hom toe te draai. Hom te aanvaar en vir hom vrye teels te gee oor jou lewe. Titus 3 vers 5 sê vir ons, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar deur die vernuwing deur die Heilige Gees. So jy sien, die Heilige Gees in jou kom maak jou nuut, versterk jou, help jou, dra jou, lei jou. En hy raak nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie. Nie soos Hy mense nie. raak nie moedeloos nie. Hy gee jou krag elke dag.
Jy moet jou vir hom vra, wat is my roetine, wat doen ek verkeerd? En ons almal weet, jy weet presies wat my roetine is in die oggende. Jy weet presies, want ons het dit al so baie gedeel. Eerste ding wat jy doen is jou oë oopmaak en sê Vader, dankie vir die nuwe dag. Sê ek nie eers môre Vader, ja, môre môre. Jesus, môre Heilige Gees. Ja, En dan dankie om vir hierdie nuwe dag lees jou Bybel. Ja, nee. Ek dink dit was jou gunsteling liedjie in die kinderkrans gewees. Dan soek jy mos nou eers God se teenwoordigheid. Dan hou jy met hom stilte tyd. Dan nader jy na hom, want dan sal hy met nader na jou toe kom. Jy gee vir hom jou oggend, jy gee vir hom jou dag. Jy gee vir hom daai wanneer jy wakker word. Jy is vars. Jy gee dit vir hom. Die eerste opbrengs, gee dit vir hom. Kyk hoe menigvuldig hy dit aan. Ja. Soek hom allereers. Al die ander goed sal vir jou gegee word. Ja. Bygevoeg word. Terwyl ek nou gepraat van kinderkrans, nê. Ek onthou ek het jou skoonpa nou die dag weer raak geloop. En hy sê vir my iets anders, nê. Hy sê vir my, onthou jy, hy het mos gesê KJV kry jou vrou, nê? Want hy het mos so gesê. Ja, hy oefen dit. Ja, en toe het ons verander na KJA toe. Weet jy wat staan dit? Ja. Kry jou ander helfte. Want hulle het gesê dit is net wat is die woord? Dit was net vir mans gewees, nou is dit vir almal. Kry jou ander helfte. Ja, nee, die ou mensies het kosbare goedjies. So, Chris, hoekom is dit so moeilik om my ou dinge te los? Selfs al weet ek is verby, ek voel soms skuldig om vorentoe te beweeg. Dit is regtig baie moeilik vir my. Aldien weet jy wat, ons wil nie los nie, want ons is gewoond daaraan. Dis seker omdat dit 'n gewoonte is. Maar weet jy wat? Daai goed het alles 'n vervaldatum. As jy dit nie gaan los nie, as dit nie vir jou meer beskore of bestem is nie, as God nie jou daarmee wil hê nie, meer wil hê nie, gaan hy vir jou op 'n manier daar uithaal wat jy nie van gaan hou nie. Jy sien, jy het mos nou die ou mens afgelê. Dis mos nou verby, volgens die Efesiërs 22. Jy moet laat los en laat God. That is that. Let go and let God. Wat hy jou lei. Geef hom vrye teels. Maak jou besluite gebaseer op sy woord en op sy koninkryk. En vertrou op hom met alles wat jy het. Jy sal nie teleurgesteld wees nie. Okay, maar hoe weet ek regtig ek is in 'n nuwe seisoen en net besig om myself te verlei nie. Mislei. Myself te mislei nie. Jy sien, nuwe seisoen word ons bevestig deur vrede. Nie net opgewondenheid nie. Daar's net 'n ander vrede en vreugde in jou. En iets om na uit te sien, dit laat jou glimlag. Laat jou smile. En jy kan nie wag vir die volgende fase nie, of sê maar jy begin iets swat of iets leer of iets. En dit gaan alles, kom ons maar vat 'n voorbeeld soos ons by JCRMT is ook leer. Jy's besig met 'n nuwe studie, 'n diploma of hoe ver jy ook al is, jou masters of wat ook al. jy kan nie wag vir die volgende vak om te kyk om jouself te verbeter. Dit is vir jou lekker. Want hoekom is dit vir jou lekker? Want jy groei mos nou in die Here. Jy groei saam met hom, jy leer meer van hom. Dit is mos nou 'n nuwe een. Jy het mos die ou afgelê. Jy het die ou afgelê. As jy by die huis kom net gaan, ons sê mos altyd so gaan plak soos 'n slak vir die TV en net dag gaan jy jou laatmiddag en jou aand is geboek vir die TV. Ja. Jy het mos nou afgelê, want jy het mos nou studiewerk om te gaan doen. Ja. En dit maak jou mos gelukkig, dit maak jou bly, want as jy so leer, dan nader kom jy agter, maar wow, ek het dit nie geweet nie. Wow, ek het dit nie geweet nie. Sjoe! En dit is alles net vir jou asemrowend. So ja, en dan jy laat los in gehoorsaamheid. En jy is nie ondankbaar wanneer jy daai ou laat gaan het. Oue is verby. Hy het als kom nie. Ja, dit is regtig pragtig. Maar
weer eens nie. Soms voel ek bring ou bagasie na die nuwe jaar toe. Ek wil net weet, hoe kan ek dit keer? Eldien, jy sien, jy kan nie die nuwe met hande vol van die oues te saamdra nie. Jy moet eers jou hande leeg maak. Want hoe gaan jy nou die nuwe saam met jou dra as jou hande vol is? So jy moet iets laat gaan. Jou hande is ook net so groot. En Hebreërs 12:1 sê mos, laat ons elke las aflê. Los dit. En jy weet jy, is jou keuse. Jy word nie verplig om dit te doen. Jy moet kies om dit te wil doen. God doen die vernuwing, maar jy doen die loslaat. Jy moet dit los. Dit is samewerking. Samewerk met die Heilige Gees. En as dit vir jou moeilik is, is moeilik. Ja, weer eens sê ek mos, gemeenskap van gelowiges, vriende wat jou kan opbou, vriende wat jou hand se kan vat en saam met jou die pad stap. Vriende, gemeenskap van gelowiges. En vra die Here vir leiding. Hy sal jou nie in die steek laat. Dis maar pragtig. Maar wat as jy nuwe seisoen stadiger is as wat ek gehoop het? Want jy weet mos, ons is wat sê jy altyd? Ons is 2-minute noodle Christene. Aldien, weet jy nie, God werk selde volgens ons spoed. Dis ons sy tyd, nie ons tyd nie. Hy het dan tyd geskaap, hoe kan jy vir hom sy moet aangeef? Hoe kan jy hom aanjag? Onthou, vir God is mos een dag, soos 100 jaar en 100 jaar soos een dag. Ja. En God se tydsberekening is perfek. Nie ons tyd nie. Sy tyd. Maar hoe hou 'n mens hoop wanneer jy nie dadelik resultate sien nie? Eldienkie, hoop is nie iets wat jy sien nie. Dis iets wat jy glo. Ons glo ons in die Here. Ja. Want ons is gered in hoop. Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons met lydsaamheid. En God werk onder die oppervlakte, lank voor jy dit kan sien. Maar waar kan ek dit in die Bybel? Waar lees ek dit in die Bybel? Gaan kyk Romeine 8:24 vir my. Moet ek dit vir jou lees? As jy kan. Okay, laat ek kyk. Ek het my Bybel app hierso. Ek is so bly. Okay, sê Romeine 8, nee, vers 24 en 25. Ja, dis reg. Ek het hierso Romeine 8 vers 24 sê, want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. So met ander woorde, as ons hoop, dan vertrou ons die Here vir dit, as ons wag en wag, want ons weet ons sien dit nie. So ons vertrou die Here of dan beteken dit ons doen dit op die regte manier. Ja, want jy vertrou op die Here, jy wag op hom. Okay. Jy wag op hom. Eldienkie, doen my guns. Kyk gou op jou app vir Hebreërs 11 van vers 1. Amper vra ek vir jou, waar is Hebreërs in die Ou en Nuwe Testament? Maar gelukkig is die app maklik. Is dit die Bybel? Hierso Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dis baie mooi. Dit is wat ons op glo en wat ons op hoop. Maar wag, hierso by vers 6 staan daar, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Yep. Wat beteken dit? Jy moet ons glo, jy het hom nog nooit gesien, hoe weet jy is daar? So as ons nie glo, as ons nie hoop en glo nie, dan gaan ons op die hemel toe gaan nie. Natuurlik, dan vir wie bid jy? As jy Ja. nie glo God is daar nie, hoekom mors jy jou tyd? Ek sê nie as jy mors jou tyd, maar dan glo jy mos nie wat jy vra nie. Jy glo nie in God se werk nie, jy glo nie in hom nie. So jy glo en jy weet jy ook bid en jy hoop. Ja, en jy weet jy, ek dink ja, en weet jy wat, daar's nog 'n ding vir van die liefde ook. 1 Korintiërs 13 ken ek. Ja nee, maar dis nie 1 Korintiërs 13 nie. Ek gaan 'n bietjie vir my daarna 1 Johannes 4 vers 20. Gaan dit ook oor die liefde dan? Jy gaan nou sien. Ek ken net 1 Korintiërs 13. Ja, okay, maar kyk gou vir my 1 Johannes 4 asseblief. Vers 20 sê jy. Ja.
As iemand sê ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broeder wat hy nie gesien het nie liefhet nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? Sjoe. sien? So ook, jy moet, hoe anders gaan jy mense lief hê, of vir God lief hê, wat jy nie eens kan sien nie. Dis dieselfde, jy moet mos glo, hy het jou lief. Jy moet glo, hy is ook lief vir jou. Jy moet glo in hom. Jy moet hoop op hy feesmaal, wanneer Jesus ons weer kom haal. Ja, ek wil dit missie. Sien? Ons vaste vertroue. Ja. Chris, ek wil nou net weet, nê, is dit moontlik dat God iets nuuts doen, al voel my lewe dieselfde? Wel, denk jy, ja, God werk eers intern. Want in Psalm 51 vers 12 sê, skep vir my 'n rein hart, o God. Onthou nie ding, nê, God kan nie in jou hart werk as jou hart vuil is. En onthou wat ek vir jou gesê het, die Heilige Gees gaan ook by jou kom woon as dit vuil is. Hy jou nie van 'n vuil plek. Want God doen dit eers binne uit. Hy maak binne skoon. Hy reinig jou. En dan jy sien dit soos 'n fondasie. Hy kom sit 'n ander fondasie neer. 'n Fondasie wat werk. Maar dit is ook jou verantwoordelikheid om te sorg dat daardie fondasie van jou stewig staan. God sal die werk doen. Jy moet net bereidwillig wees. En glo. Okay. Ja, dit is iets wat baie mense en veral ek ook 'n probleem het, want mense glo nie altyd nie, nê? Maar iets wat my pla, Chris, is dat ek soms voel ek het al baie keer nuut begin, elke jaar actually, maar dan beland ek weer by dieselfde struikelblokke. Dis amper ja, soos om elke Januarie dieselfde dieet te begin en elke Februarie dieselfde koek te eet. Hoe weet mense of hierdie nuwe begin regtig anders is? Is dit moontlik om uitelik nie te begin, maar innerlik nog vas te sit? En hoe keer 'n mens dat nuutmaking nie net 'n herhaling word nie? Dis 'n baie eerlike vraag, Eldientjie. Jy sien, ware nuutmaking is nie net 'n nuwe poging nie. Dis 'n nuwe fondament. Jy ruk uit wat vals is. Jy vra die Here deurgrond my hart, ruk uit. Vader kom ons met sy nuwe hart vir jou. Hy bring vir jou 'n nuwe een van vlees. Hy kom plant hom. Hy kom vorm hom. Jy sien, as jou denke nie vernuwe word nie, sal jou patroon ook presies dieselfde bly. Jy moet jou hart en jou gedagtes vernuut word. God begin altyd by die wortel, nie by die vrug nie. Wanneer jy jou denke verander, volg jou keuses. As jy mos jou gedagtes besig hou met dinge waar die Here is, dan gaan jy mos so lewe waar hy is. En weet jy, Eldientjie, nuutmaking is nie net om weer te probeer nie. Dis om anders te dink. En die heeltyd te probeer beter word. Die heeltyd probeer om meer en meer soos Jesus te word. So al val ek terug, dan kan ek nog steeds... Ons is net mens. Dis hoekom dit belangrik is as jy terugval om 'n gemeenskap van gelowiges te wees. Okay. Een help die ander op, jy bou mekaar. Chris, ek weet ons lunch is nou amper verby, maar ek het nog een vraagie asseblief. Hoekom vir vandag? Want hierdie onderwerp is ek nog nie meer klaar nie. Maar hoekom voel dit soms asof God eers alles afbreek voordat hy iets nuuts bou? Ek sou verkies hy bou net bo-op wat reeds daar is. Maar dit voel partykeer of dinge net eers ongemaklik, onseker en selfs pynlik raak. Is afbreek dan deel van nuutmaking of is dit net hoe ek dit ervaar? Aldien, weet jy, gewoonlik as jy God goed afbreek, dan maak dit seer. Maar dit is gewoonlik daai goeders wat jou weerhou van groei. Dit weerhou jou om by God uit te kom. God vat hy sleg en hy lelik uit jou uit. Hy kan ons dan nie op ongelyke grond bou nie. Hy kan nie op 'n ashoop bou nie. Hoekom wil hy daar bou? Hoekom wil hy daar bly op 'n ashoop? Dit stink mos. Hy wil op goeie grond bou. Hy wil op grond bou wat vrug kan dra. Dus kom hy alles kom afbreek wat nie daar woord nie. Hy snoei skoon, hy maak skoon, hy gooi weg. So partykeer vat God mense of dinge uit jou lewe uit om
omdat hulle nie goed is vir jou nie. Korrek. Wat vir jou 'n obstruksie is, Ja. vat hy weg, hy breek dit af, hy bou jou oop, hy maak jou 'n nuwe mens. Jeremia 1:10 sê mos, om uit te ruk en af te breek en te verwoes, om uit te bou en te plant. Hy kom maak alles nuut. Dis wat ons almagtige God doen. Hy vat die vieslik en die vuil weg, want hy hou nie van dit. Ja. Hy gaan daarop bou nie. Hy kom maak jy mos nuut. Jy wil mos nuut word, jy wil nie nog met patches loop nie. Jy wil nie Ja, heeltemal nuut dis wees waar, mos. né? Ja. Ek het nie so daaraan gedink nie. Ons sê, Ek wil nie soos 'n koppie wat gebreek het wat jy daarso vasgegom het en jy sien hy kraak nog duidelik. Jy wil nie korrek, God maak jou heeltemal nie. suiwer jou. So dis pragtige woorde. Die woorde nie, dit is God. Ja, dis amazing. Ons het dan maar 'n groot God wat ons dien, hè? O, 'n asemrowende God. En hy Ja. het al so baie gedoen vir ons. Ja, nee, en hy's nog nie klaar nie. Nee, O nee. O nee. hoe weet jy? Ja, dink jy hoeveel vrae het jy hier aangekom het? Kyk hoe behaal ons uitgekom het in dis al 'n uur. Ek is nog ver Sien van jy? klaar af. Sien jy skieurig word jy vir die woord van die Here. Ja, is dit God wat in my werk? Die Heilige Gees wat besig is om vrug te plant. Sure. Hm. Ja, Ja, dink jy, ek moet hol. okay. Ook sê vir ons af. Dankie. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Here, dankie vir Here eens vir hierdie kosbare tyd, Here, wat ons so om u woord kan kuier. Here, dankie dat u ons so genadig is. Dankie. Here, dat u ons nie net weggooi nie, maar dat u kom en ons vernuwe. Dankie dat u ons nuut maak. Dankie dat u ons kan oormaak. Here, dankie dat u gebroke mense soos ons weer heel kan maak en kan gebruik. Vader, ons loof en prys u, want Here, u is 'n goeie God. Wat 'n asemrowende God aanbid ons nie. Ons het u lief, Here, en dankie dat u liefde ook so vir ons wys. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Amen. Dankie Chris. Dan sê hulle dinkie lekker bly. Bye. Bye. Ons sy vriende, ek hoop julle het dit geniet net soos ons dit geniet het. En ja, ons gaan weer vra as julle enigstens iets het wat julle wil hê ons moet 'n bietjie bespreek. Gee ons 'n gerusse likeie. My nommer is weer 083 2322442 en daai is nuuskierige Eldientjie sin is 082 92 49 458. Daar sê, hoop om van julle te hoor. En dan wil net nog vir julle weer eens sê, onthou ons YouTube kanaal JCR Administration en is verniet om aan te sluit. Subscribe, like die video's wat julle like en share dit, versprei die woord, want die woord van God is verniet. En dit is hoekom ons nie enigstens geld vra vir subscriptions nie. Dit is verniet, free for all forever. Jy sien, ek vra nie eers hierdie Eldien geld vir hierdie uur wat sy elke dag van my lunch vat. En dan eet ek nog jou lunch op. Ja, en ek gee dit free weg. Jou arme vrou, sy maak elke keer die lunch en dan eet jy dit nie op nie. Daar sê. Ja, okay vriende. Wag, het gou voor jy gaan. Ek wil net nog ietsie sê. As enigiemand belangstel om aan Chaplaincy SA deel te neem, te behoort of 'n vrywilliger te raak, kyk maar op Chaplaincy SA se Facebook of kontak as jy 'n PE is, Pastoor Chris Boysen by sy nommer 083-232-2442 of ek bedoel Branch Commander Boysen, Chris Boysen. Ek het verkeerd sê nie. Branch Commander Pastoor Chris Boysen. Sorry liefie dat ek jou titel verkeerd het. Maar ja, as jy belangstel om daaraan deel te neem, ons gaan officially die tak en PE oopmaak in Maart maand. Ons sal vir julle meer inligting gee. Maar ons hoop om baie vrywilligers in PE te gee, want ons baie mense wat seer het en wat stikkend is en wat regtig hulp nodig het. En dalk is jy die perfekte persoon om by Chaplaincy SA aan te sluit, om iemand in nood te help. Dankie vriende. Dis verseker so. Ja, ook vriende, dankie. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. En soos daardie liefde van die Vader vir ons daar is, vriende, en die genade van ons Here Jesus en die gemeenskap van die Heilige Gees daar vir ons is, moet ons nie ook so wees vir die mense om ons nie. Mense ook met genade tegemoet kom, mense met liefde behandel, en ja, by hulle te wees, om hulle te wees, 'n gemeenskap met hulle te hê, gemeenskap soos wat die woord dit wil hê. Net so om aan te dink,
Vriende, ons gesels weer. Shalom.